Jesus sê, julle moet mekaar lief hê. As ek raad julle lief het, so baie, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Amen. Goeiedag, ek is Paul Barnard. Welkom by Helderberg Gemeente se digitale diens. As ons dan vandag begin, kom ons word stil vir 'n oomblik voor die Here. Here, ons almagtige God, ons wil U loof en ons wil U prys. Here, want ons het U lief met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Here, as ons vandag besig is met U woord, dan bid ons dat U deur die Gees ons harte sal kom aanspreek. Heilige Gees, dat U vir ons die woord sal kom oopmaak en dat ons lewens sal verander in die manier wat ons doen. Ons wil U loof en ons wil U prys. Amen. Ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees wat hier teenwoordig is. Ons het al baie keer die spreekwoord gehoor wat sê, it takes a village to raise a child. Maar ek wil vandag sê, it takes a village to evangelize a child. En ons gaan kyk na Deuteronomium 6. Ons as gemeente se lese is, leef met 'n passie vir God en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood. Ons glo dat ons in ons wese missionaal is. In ons wese is ons geroep om die evangelie van die Here Jesus Christus te verkondig aan mense rondom ons. Maar baie keer as ons dink om missionaal te wees, dan dink ons daaraan dit beteken ek moet op die strate se hoeke staan en die evangelie verkondig, of tot in die uithoeke van die wêreld, ek moet na ander lande toe gaan. En dis waar, maar dis nie die beginpunt nie. Die beginpunt van om so te leef dat God alles is, begin in my huis, begin in my gesin. Dit moet oorgedra word van geslag tot geslag. En daarom lees ons vandag Deuteronomium 6 saam. En ons gaan lees vanaf vers 4. En dan sit hierdie bekende woorde, luister Israel, die Here ons God, hy is die enigste. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie groot gebod gee God vir ons. Dit waaroor my lewe moet gaan, daaroor gaan dat ek vir God lief hê, my hele siel, my hele hart en my hele verstand. Hierdie gebooie wat ek vandag vir jou gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat. Die hele besef daarvan dat evangelisasie begin vanuit die punt dat die Here my alles is. Wanneer die Here my hele hart, my hele verstand, my hele siel, my hele wese saamvat, kan ek nie anderste as om die evangelie oor te dra nie. En dan sê hy, ek moet begin deur dit in te skerp my kinders en met hulle daaroor praat. Ek moet teenoor hulle getuig. Ek moet nie hulle vertel wat hulle moet doen nie. Ek moet hulle vertel van wie God in my hart is, hoe ek God beleef, wat my emosies rondom God is, wie God in my gedagtes is, hoe ek dink oor God, hoe ek God verstaan, hoe ek ook God nie verstaan nie. My hele siel, ek moet met hulle deel iets van my geloofsreis wat ek saam met God het. En dan sê hy, julle moet met hulle daaroor praat as jy in jou huis is, en as jy op pad is, en as jy gaan slaap, en as jy opstaan. As hy met hulle oor hierdie gedeelte praat, dan kom sê hy vir hulle, geloof word nie net geleer nie, dit word geleef. Kinders beleef God as 'n werklikheid, nie omdat hulle van hom hoor nie, maar omdat hulle iets sien van hierdie passie van God wat jy in jou lewe het, wat jy uitleef. En dan wil hulle agter jou aanleef. Wanneer God met Israel praat, dan gee hy nie vir hulle 'n program nie. Hulle kry 'n lewenswyse. Praat daaroor, sit, loop, lê, staan, jou geloof. En alles wat jy doen, laat God sigbaar wees. Wanneer 'n baba gebore word, kan hy of sy niks doen nie, maar hulle absorbeer alles. Elke aanraking, elke stem, elke reaksie is vir hulle 'n heenwyse. Of 'n heenwyse na die God van die Bybel, of 'n heenwyse na 'n God wat nie vir hulle sin maak nie. 'n Baba ontvang Jesus deur hulle vel. Dit is my so mooi om dit te hoor, want dit beteken hulle voel die liefde van God deur hande, deur mense. Wanneer ons sê geloof gebeur in die gewone oomblikke van die lewe, dan beteken dit 'n baba se idee van liefde, van veiligheid, van vrede, van genade vind plaas. Elke oomblik wanneer hulle huil, lag, speel,
en iemand teenoor hulle reageer. As ons praat oor ontwikkeling, emosionele ontwikkeling van kinders en ook geloofs-emosionele behoeftes van kinders tussen die ouderdom 0 en 2, dan is die belangrikste ding vir 'n kleintjie is om veilig te voel. 'n Kleintjie van tussen 0 en 2 jaar het hierdie behoefte dat ma en pa hulle vashou. Maar meer as dit, 'n kind voel nie net veilig wanneer ma hulle teen hulle styf vasdruk of wanneer pa hom styf vasdruk nie. 'n Kind voel veilig wanneer ma en pa mekaar styf vasdruk. En hulle iets beleef van hierdie ruimte van veiligheid waar hulle hoort. Om liefgehet te word. Om te beleef dat ek kosbaar is. Dat daar vir my gesoen word. Dat ek vasgehou word. Dat die genade van God vir my daar is. Maar liefde word nie net beleef deur dit wat na die kind toe uitgeleef word nie. 'n Kind is sensitief. Hierdie baba beleef wanneer daar onmin tussen ma en pa is. Hierdie baba beleef wanneer ma ontsteld is, wanneer pa nie naby is, of wanneer pa ontsteld is, wanneer ma nie naby is. Wanneer hierdie veiligheid nie daar is, wanneer ma en pa by mekaar is nie, dan maak dit nie vir die kind sin nie. En dan voel hulle onveilig, al druk jy die kind teen jou bors. Al het jy hierdie kind so lief, maar die kind beleef nie die liefde wanneer ma en pa by mekaar is nie. Dan word hierdie liefde ook iets wat onveilig is. 'n Baba tussen 0 en 2 het hierdie ongelooflike behoefte om 'n band te hê, iewers te wees waar hulle hoort. En daarom is dit baie keer so dat hulle nie na ander mense toe wil gaan nie, want hulle weet nie dat hulle daar hoort nie. En daarom is dit ook belangrik om van kleins af 'n groter gemeenskap van gelowiges om jou kind te hê, grootouers, familie, vriende, geloofsgemeenskap, waar die kind ook besef, maar ek is veilig by ander. Dis vir 'n kind tussen 0 en 2 verskriklik belangrik om te hoor of te weet dat hulle gehoor en raak gesien word. As hulle huil, dat daar reaksie is. As hulle lag of praat of ietsie doen, dat mense daarop reageer. Dis eintlik maar vir ons almal so. Maar al hierdie dinge is ook net so noodsaaklik in ma en pa se verhouding. Die heeltyd werk hierdie kleintjie tussen 0 en 2 met die bewustheid daarvan. Dat dit wat tussen my en my ma of my en my pa gebeur ook tussen my pa en my ma. Die ruimte waar ons 3 is 'n heilige, veilige, liefdevolle ruimte waar ons mekaar hoor en mekaar raak sien. Die manier ons teenoor mekaar praat, hierdie responsiewe gedrag wat daar is, bepaal vir hierdie kind in hierdie ontwikkelingsfase tussen 0 en 2 'n plek waar hulle gesond groei. En dan gaan dit oor konsekwentheid. Om nie nou en dan hierdie oomblikke van veiligheid te beleef of nou en dan hierdie oomblikke van liefde te beleef nie, maar om op 'n konsekwente manier te beleef hoe lyk veiligheid, hoe lyk liefde in 'n groter verhouding, in 'n groter gemeenskap. Hierdie videoetjie is vir my pragtig. Hierdie videoetjie gaan oor 'n ma en 'n pa wat mekaar soen en dan kyk na die kleintjie se reaksie. That's so sweet. In die begin kyk hierdie kleintjie so verward na wat doen ma en pa nou en dan begin hy of sy lag. Ek is nie seker en lyk my soos dogtertjie. Dan begin sy lag want dit is vir haar so mooi as ma en pa mekaar soen en dan wil sy ook gesoen word. Dit is tipies hoe kinders leer. Hoe kinders verstaan wat liefde en genade is. Hulle sien dit in die eerste plek by ma en pa. In hierdie ontwikkelingsfase is dit so onsaglik tussen wat ma en pa gebeur. Maar die grootste geskenk wat jy vir jou kind kan gee is om jou kind se pa lief te hê. Pa, die grootste geskenk wat jy vir jou kind kan gee is om jou kind se ma lief te hê. Die grootste rol wat julle kan speel in julle kind is wanneer hierdie liefdesverhouding tussen julle op so 'n manier blom, laat genade en liefde, dat daar veiligheid is. En dan beteken dit jou kind beleef dit. Om by ouma en oupa te wees waar ouma en oupa nie net versot is op jou kind nie, maar ook versot is op mekaar. Om by ooms en tannies te wees waar 'n goeie verhouding so is, dat 'n kind van kleins af kan besef, dis gesond. Om deel te wees van 'n kerk, 'n geloofsgemeenskap. 'n Gemeenskap waar God uitgeleef word
en waar liefde 'n werklikheid is. It takes a village is nie net 'n slagspreuk nie, dit is Bybels. God word gesien vir 'n kleintjie in die verhoudings waaraan hulle blootgestel word. Hulle verstaan dus hoe liefde en genade lyk en werk. Die manier hoe jy reageer as jou kind in jou arms is, as jy in die dorp loop teenoor mense wat jou ontstel. Die manier hoe jy reageer wanneer jou kindjie in die karstoeltjie sit, teenoor mense rondom jou, sê iets van die veiligheid waaraan jou kind gewoond gaan raak. Jy kan jou kind toevou met liefde. En dan wanneer jou kind in die stoeltjie sit langs jou, die ou in die taxi voor jou vloek, of die persoon wat jou afsny uitskel. Jou kind verstaan nie hierdie gedrag is teenoor hierdie persoon buitekant nie. Jou kind sê, liefdevolle mamma, pappa. Die ene wat oorloop van genade en omgee met my veiligheid is ewe skielik nou besig om te skel. En hulle kan nie die onderskeid maak om te sê, jy skel iemand anders nie. Onmiddellik is dit wie hulle is. En daarom, as God die God is van my hart, van my siel, van my verstand, dan is dit hierdie God wat my heeltemal oorneem. En daarom moet ek as gelowige volwassene besef, ek is heelpad om God te demonstreer aan 'n ontwikkelingsfase kind, wat God inneem deur hulle vel. Deur my optrede, my stemtoon en my liefde. Vers 4 sê, luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele krag. In Matteus 27 kom Jesus en Matteus 22 vers 37 kom Jesus en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy sien, want Jesus kom en hy kom interpreteer hierdie gedeelte van Deuteronomium 6, en hy sê, jy het God lief, wanneer jy hierdie liefde uitleef teenoor ander. Jy het God lief, wanneer jy jouself lief het en ander met dieselfde respek behandel. En wanneer jou getuienis teenoor jou kind is, dat jy God moet lief hê, dan is die enigste manier hoe jou kind hierdie liefde teenoor die God hulle nie kan sien nie verstaan, is die liefde wat jy uitleef teenoor mense wat hulle kan sien. Teenoor hulle ma, teenoor hulle pa, teenoor die gemeenskap waarin jy leef. En daarom, as jy wil weet of jy die Here jou God lief het met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, dan kyk jy hoe jy mense rondom jou hanteer. Want die kinders van ons gemeenskap gaan glo daar's 'n God van liefde, as hulle kyk hoe ons die mense in ons gemeenskap hanteer. Hoe ons praat met die mense in ons gemeenskap. Hoe ons veiligheid bied vir die mense in ons gemeenskap. Hoe ons lief is vir die mense in ons gemeenskap. Liefde word nie opdragte nie. Dit word ek uitleef in my primêre carers se gedrag. God ontwerp kinders so, dat hulle deur verhoudings gevorm word. En ek wil jy moet mooi hoor, God ontwerp kinders so, dat hulle deur verhoudings gevorm word. Jy kan jou kind al die mooiste dinge leer. Die manier hoe jy verhoudings uitleef, vorm jou kind. Die manier hoe jy verhouding teenoor jou kind uitleef, maar teenoor jou huweliksmaat, teenoor jou ouers, teenoor jou vriende en teenoor die gemeenskap. Ons verstaan God eers deur hoe ons mense ervaar. Later in jou lewe begin jy besef, maar God is meer as die verhoudings wat ek gesien het. As jy wil hê jou kind moet van kleins af God beleef, dan is die belangrike dat ek en jy moet begin besef, ons moet op so 'n manier leef dat ons kinders God deur ons sien. In die ontwikkelingsfase 2 tot 4 jaar, die Peterfase gebeur iets anderste. Hulle ontdek, ek is my eie mens, en die vraag wie is ek, en hoe hanteer ek my gevoelens, is die grootste vraag vir 'n 2 tot 4-jarige. Dit is Peters met baie groot emosies en min beheer. En hierdie groot emosies is so groot, hulle weet nie wat daarmee hoekom dit gebeur nie, hulle verstaan dit nie. En iewers moet hulle hierdie emosies verpak.
En dan is hierdie ontwikkelingsfase 'n geloofsfase. Want in hierdie fase is dit nodig dat iemand vir hulle help om te verstaan wat binnekant hulle aangaan. Om jou kind as hulle kwaad is te sê, papa sien jy's kwaad. Maar in ons huis as ons kwaad is dit hoe ons dit hanteer. En daarom moet papa vir hulle verduidelik nie net hoe om dit te hanteer, hy moet ook vir hulle demonstreer om dit te hanteer. Met liefde, met geduld, met genade, met konsekwentheid. Daarom moet mamma vir hulle wys, hoe lyk dit wanneer ek hierdie emosies hanteer. En daarom is dit so belangrik dat mamma en papa, dat ouma en oupa, dat mense in die gemeenskap kan sê, as ek hartseer is, het ek reg om te huil. Daarom is dit belangrik dat ons vir ons kinders demonstreer, dat my emosies geldig is, maar die manier hoe ek optree, is my verantwoordelikheid. Ek moet die gedrag lê, ek moet die gevoel erken, maar ek moet hulle help om 'n gesonde manier vir hulle gedrag te gee. En daarom in ons huis het ons altyd gesê, in ons huis is dit hoe ons dit doen. In ons huis, wanneer ons kwaad is dit hoe ons optree. En ons het dan gesê, in ons huis tree ons so op, omdat God die God van ons huis is. Hierdie goed is nie goed wat jy net kan gee in opdragte nie. Jy moet dit wat jy sê in ons huis gebeur, demonstreer deur ons gedrag. Dis wonderlik as hierdie kleintjie van 2 tot 4 sê, ek wil. En jy moet hulle toelaat om te wil. En die goeders op hulle manier te doen. Maar jy moet vir hulle heelpad help om op 'n gesonde manier dit uit te leef. Op hierdie fase tussen 2 en 4 word verhoudinge die belangrikste ding. En 'n kleintjie in hierdie ouderdom kom baie goed gou agter. Ek kan verhoudinge manipuleer. Of deur te skree, of deur op 'n manier op te tree, dat mense naderhand angstig raak. En as hulle angstig raak, dan het ek al hulle aandag. En daarom is manipulasie in hierdie ouderdomsgroep seker een van die moeilikste dinge om raak te sien, veral as jy die ouer of die ouma of die oupa is. En om in hierdie proses jou kind te begelei en nie toe te laat dat hulle manipuleer nie. Maar kinders leer manipulasie, omdat ons mekaar manipuleer in ons verhoudinge. Ons kinders manipuleer, ons huweliksmaats manipuleer, ons mense rondom ons manipuleer. En daarom, in hierdie tyd moet ons so bewus wees, dat manipulasie nooit mag deel wees van my verhouding nie, want dit gaan deel word van hoe hierdie kind verhoudinge sien. In ontwikkelingsfase 2 tot 4 is speel ontsaglik belangrik. Om saam met hulle te lag en te speel, wanneer geloof nie net deel word van wanneer ek ernstig raak nie, maar wanneer geloof deel word van wanneer ek lag, speel, saam interessante dinge doen, en dan terug by 'n punt kom, waar God in die middelpunt staan. En dis een van die hartseerste dinge is dat, wanneer ons dink om aktief geloof oor te dra, is die laaste plek waar ons dink, om aktief geloof oor te dra is by speel. Maar speel is seker die maklikste punt, om God in te trek en die kind bewus te maak daarvan, aan wie God is. Dat God die God van vreugde en blydskap is. En dan natuurlik die laaste ene vir hierdie kinders, is dat grense ontsaglik belangrik is. Trek groot grense waar jou kind baie vryheid het, maar waar hulle weet, hierdie is die grens. En hulle moet verstaan, hierdie grens gaan daaroor om hulle te beskerm, sodat hulle nie seer kry nie. Hierdie grens is nie iets wat hulle nie mag doen nie, hierdie grens mag hulle nie doen nie, omdat as hulle dit doen, gaan hulle self seermaak. En ons gaan keer dat dit gebeur. En dat daai grense ononderhandelbaar is. As ons teruggaan na Deuteronomium 6, dan sê vers 8, jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en jou stadspoorte. 'n Herinneringsteken op jou hande, die bandjie wat jy dra, wat sê ek behoort aan Christus. Maar dit gaan nie oor die bandjie nie, dit gaan daaroor dat elke slag jy jou hand gebruik, elke ding wat jy doen, moet wees, omdat God my God is, wat ek my hele hart, my hele siel en my hele verstand dien, met al my krag, is elke handeling wat ek doen, 'n getuienis van die God wat ek dien. Hierdie gedeelte sê vir jou as ouer, as ouma, as oupa, as oom of tannie in hierdie gemeenskap, elke handeling wat jy doen, sê iewers vir 'n kindjie, hoe lyk God? Op watter manier is jy besig om te getuig? Op watter manier is jou aggressie,
jou ongeduld, jou woede, dit wat ons uitleef. Hy sê, skryf dit met 'n merk op jou voorkop. Alles wat jy dink eers daaraan, dat ek die Here my God wil dien met alles wat ek het. Skryf dit op jou deurkosyne en jou stadspoorte, leef dit in jou huis. Maar nie net in jou huis nie, gaan, maak dit 'n werklikheid in jou dorp. Ons het hierdie week wat verby is, die geleentheid gehad wanneer vreemdelinge vervolg is. En ons kon of gesê het, ag shame, of ons kon in iemand se lewe 'n verskil gemaak het. Jou getuienis aan jou kind word die manier hoe jy leef. Die vraag is, wie se dorpie is jy? It takes a community to raise a child. Dit vat 'n dorp om 'n kind groot te maak. It takes a community to evangelize a child. Dit vat 'n dorpie om 'n kind na die Here toe te lei. Wie se dorpie is jy? Hoe reageer jy op die behoeftes van die kinders rondom jou? Watter boodskap gee ons oor God deur hoe ons hulle liefhet en hoe ons mekaar liefhet? Wanneer ons vandag die genade het om voor God te staan en te weet dat die Here my God my roep om te leef met 'n passie vir God en 'n hart vir mense in 'n wêreld in nood en dat ons missionêr is, dan besef ons, elkeen van ons is besig om aktief te getuig. En die kinders rondom jou sien 'n God van liefde. Of hulle sien 'n God wat 'n wrangbeeld is as gevolg van jou. Wanneer ons in gemeenskappe sê, die kinders van vandag, dan hou ons onsself verantwoordelik. Want die kinders van vandag is 'n produk van wat hulle sien in ons lewens. Mag jy besef vandag dat jy aktief besig is, of om kinders te wen vir die Here, of om kinders weg te stoot van die Here. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat U die God is, wat nie net 'n God is, wat wil hê dat ons 'n teologie moet aanhang nie, maar dat U die God is wat wil hê dat ons U moet lief hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Here, en dat U gekies het om mense in hierdie wêreld in te bring as babietjies, wat deur hulle vel Christus beleef. Dit beleef deur ouers wat liefde gee, maar dit ook demonstreer in die liefde wat hulle gee vir mekaar. Deur oumas en oupas, ooms en tannies, deur kinders wat gebore word in 'n gemeenskap, in 'n familie, in 'n geloofsgemeenskap. Here, ons smag daarna dat die volgende generasies U sal ken. Here, leer ons dit om ons hande ons dit sal bind, dat alles wat ons doen in die eerste plek omdat ons vir U liefhet. Op ons voorkoppe sal sit dat alles waaroor ons dink, ons sal dink en ons sal wonder oor omdat U ons alles is. Here, mag ons kinders U ken, omdat ons die Here ons God liefhet met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. En omdat dit sigbaar is in die manier hoe ons die mense rondom ons liefhet, soos ons U liefhet. En dat ons kinders weet, hulle is belangrik, omdat hulle ook sien dat ons onsself liefhet. Mag U genade ons 'n gemeenskap van gelowiges maak. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here ook te dank met jou dankoffer. Here, te sê, Here, dankie dat ek kan deel wees van so 'n gemeenskap, waar ander mense saam met my die pad stap, my help, maar waar ek ook 'n rol het om te speel. Wanneer ons dan so ons dankoffer gegee het, en ons besef my dankoffer is 'n simbool daarvan dat ek my hele lewe gee as dankoffer vir God, dat ek in hierdie gemeenskap my lewe moet uitgiet as dankoffer, sodat ander hom kan ken. Dan ontvang ons ook die seën van die Here. Mag die genade van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees by jou wees.
Mag jy beleef dat hierdie God vir jou so alles is, dat jy hom liefhet met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Mag jy uitgestuur word as die ene wat leef. Hoe lyk 'n gelowige se liefde vir God aan die kinders in jou gemeenskap? Amen.